God se plan is nooit net dat ons vrede ontvang nie, maar dat vrede deur ons vloei. Dit is een van die lesse wat Advent my geleer het. Die wêreld is honger vir vrede. Jy sien dit in families, op sosiale media, in politieke gesprekke, in kerkgemeenskappe, in WhatsApp-groepe en sommer ook in die verkeer, veral in Desember. Mense byt en verskeur mekaar, kla Paulus teenoor medegelowiges nogal in Galasiërs 5 vers 15. Ek kry altyd 'n bietjie skaam as ek die teksvers lees. Dit lyk vir my al hoe meer die wêreld loop met 'n kort lont emosies. Maar daarteenoor jubel Paulus dit uit in 2 Korintiërs 3 vers 18, dat God sy heerlikheid, sy glorie van ons af uitstraal. Jy moet dit asseblief in jou eie Bybel gaan lees, 2 Korintiërs 3 vers 18. Na aanleiding van die boodskap kan hierdie teksvers ook so vertaal word. Ons kan die Here se heerlikheid uitstraal, sonder dat daar sluiers oor ons gesigte hang. Hoe meer ons die Here se grootheid raak sien, hoe meer word ons lewe verander om sy ongelooflike heerlikheid uit te straal. Dis natuurlik die Here self, hy wat Gees is, wat ons verander om al hoe meer te lyk en te leef soos hy dit wil hê. Paulus praat van die heerlikheid van God, en dit is sy wese, sy essensie, hy wat liefde is, en wat as die vredevors natuurlik ook vrede is. Vir ons beteken dit, vrede moet in ons lewe duidelik sigbaar wees. Dit is deel van wat ons uitstraal. Jy dra dit soos 'n aangename geur. Mense voel dit aan wanneer hulle by jou sit. Mense moet dit by jou opmerk, sonder dat jy 'n woord sê. Nee, dit beteken nie jy moet die rol van 'n perfekte heilige speel nie. Dit beteken die Heilige Gees vorm Christus se vrede in jou. Hy produseer die vrug en dit word 'n oorvloed wat spontaan en ongemerk deur jou vloei. 'n Beker wat oorloop. Wanneer Jesus in Matteus 5 vers 9 sê, geseënd of gelukkig of salig is die vredemakers, bedoel hy nie mense wat bloot konflik vermy nie. Hy bedoel mense wat vrede in elke situasie inbring. Mense wat nie by ander se woede aangesteek word nie, maar dit stil maak. Mense wat nie olie op die vuur gooi nie, maar water. En dit is nie passief nie, dit is doelbewus. Vrede is 'n missie, 'n soort persoonlike bediening. Johannes 15 vers 5 leer ons, die vrug van ons lewe is iets wat Jesus produseer, nie ons nie. Vrede is nie 'n prestasie of 'n goeie daad nie. Dit moet 'n refleks wees, 'n bewuste reaksie. Die Heilige Gees bring dit voort. Wanneer jy vrede uitdra, doen jy eintlik net een ding. Jy laat die Christus wat in jou woon, helder deur jou skyn. Kies vandag doelbewus een persoon by wie jy hierdie vrede kan gaan inbring. 'n Gesprek wat sagter gaan maak, 'n boodskap waarin jy genade gaan wys, 'n reaksie waar jy vrede kies eerder as om reg te wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, soos daardie bekende lied wil ek ook sing, laat U vrede deur my vloei. Ja Here, U vrede, U altyd teenwoordige vrede, maar laat dit spontaan deur my vloei. Help my om altyd vir vrede te kies. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.